Hierdie is 'n aanbieding van Lewende Waters en Patmos Bediening en ek is Monte Elof. Ons is besig met 'n reeks oor vrae en antwoorde oor die Heilige Gees. Want u sien, ek het agtergekom dat daar in die kerk 'n groot leemte en behoefte is vir die leringe aangaande die doping met die Heilige Gees. Al die kerke, al die gemeentes leer nie mense altyd daaroor nie. Daar word gepraat van die Heilige Gees, maar daar word nie regtig werklik in diepte lering gegee nie. So ek vertrou dat hierdie vrae wat ons besig is om te beantwoord vir u tot lering en tot stigting is, en baie dankie vir al die SMS'e wat ek kry, as ook mense wat inskakel om net dankie te sê vir dit. Mag die Here u dan ook seën daarvoor. Ek vertrou dat vanaand ook vir u 'n seën gaan wees. Ons begin met vraag 23. En vraag 23 is die begeerte om in tale te spreek onbeheerbaar? Met ander woorde, borrel dit sommer uit my uit, ek kan nie dit beheer nie, want mense sê vir my, ek kon dit nie beheer nie, ek kan dit nie stop nie, dit borrel sommer uit my binneste uit. Wel, deur verkeerde leringe, verkeer baie mense onder die indruk, dat die Heilige Gees mense forceer. Die Heilige Gees forceer jou om sekere dinge te doen, wat hulle nie graag wil doen nie. Nou, hulle aanvaar dat die mens se wil en jou persoonlikheid heeltemal op sy geskei word en dat jy waarskynlik magteloos is of in die greep van die Heilige Gees vasgevang is. En ek wil vir u sê, dis 'n totale wanopvatting. Die Heilige Gees is 'n ware Heer, hy's 'n gentleman. En wanneer hy met ons deel, sal hy jou nooit forceer om enige iets te doen wat jy nie wil doen nie. Dis slegs die gees van die duiwel wat 'n mens forceer. Hy forceer jou om dinge te doen wat jy nie wil nie. Maar die Heilige Gees, he is as gentle as a dove. Hy is soos 'n duifie. En hy forceer niemand nie. Hy gaan jou nie forceer om in tale te praat nie. Jy moet graag wil in tale praat. Jy moet 'n begeerte hê om in tale te praat. En om in tale te praat is 'n manier van gebed en van lofprysing en aanbidding van die Here. En die een wat daarmee besig is net so in beheer daarvan, as wanneer hy in sy eie taal besig is om te praat. So, jy hoef jou nie te verloor in die Heilige Gees nie. As jy daar op jou eie is, en waar niemand jou sien nie, en jy nie 'n show hoef op te sit nie, kan jy lekker in tale praat met God verheerlik, en kan jy dans en spring en doen net wat jy wil. En jy kan ophou en begin net wanneer jy wil. Jy kan besluit of jy wil praat, en of jy nie wil praat nie. Die skrif stel het baie duidelik waar Paulus vir ons lering gee in Korintiërs 1 vers 14. Die advies wat hy aan hulle daar gee, sou heeltemal waardeloos gewees het as 'n mens hom nie self kon beheer nie. Want dis wat Paulus vir ons skryf. 1 Korintiërs 14 vers 27-28, hy sê, en as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte, en laat een dit uitlê. Maar as daar geen uitleier is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en met God spreek. Dan gaan hy aan in vers 32 en hy sê, die gees van die profete is aan die profete onderworpe. Met ander woorde, die Heilige Gees werk op my gees, maar my gees is onderworpe aan my. Ek kan praat wanneer ek wil, of ek kan stil bly. In hierdie versies verduidelik dit baie mooi vir ons, dat die persoon in beheer is van homself, en van sy gees. En dan kan hy spreek wanneer en waar hy wil. Nie, ek kan nou sommer maar net laat waai, enige plek, enige tyd, die prediker in die rede val, of ander mense in die rede val, en nou praat ek in tale, en hard skreeu ek in tale, of juig ek in tale, of so nie, nee. Dis eintlik onmanierlik. God se gees werk nie so nie. God se gees sal vir jou geleentheid skep, vir alles daar 'n taal en 'n uitleg van tale in die gemeente moet wees, sal God die regte oomblik skep, dat daar 'n boodskap in tale kom, en dat daar dan 'n uitleg van daardie taal is. Maar om sommer net heeltemal onbeheers in tale te praat, te enige plek, te enige tyd, en miskien dalk onstigtelik te wees in die diens of in 'n biduur of 'n seldiens of so,
dis nie hoe die Heilige Gees werk nie. Ons moet leer dat die Gees is aan die profeet onderworpe. Jy kan hardop praat, of jy kan saggies praat. Jy kan in die gemeente praat, of jy kan by jouself praat. Ons sien dus dat die begeerte om in tale te praat, is beheerbaar deur die spreker. Jy moet met ander woorde in beheer wees van jouself. Jy's nie buite beheer nie. En ek vertrou dit antwoord vir u daar die vraag, dat die Gees is aan die profete onderworpe. Kom ons kyk na vraag 24. Verstaan jy wat jy sê wanneer jy in tale spreek? Want dit is die probleem wat ek met meeste mense ondervind, is dat mense wil nou 'n uitleg van die taal hê. Mense wil verstaan wat hulle nou sê. En die Bybel leer ons presies dat dit nie so gebeur nie. Jy verstaan nie wat jy sê nie, tensy dit 'n boodskap aan die gemeente is. Wanneer jy in jou binnekamer bid, in daardie taal, of in jou motor, of waar jy ook al is jou gees besig om God te verheerlik, ons 'n bietjie later meer daaroor sê. Maar wanneer jy in die gemeente 'n boodskap bring in tale, verstaan jy ook nie daai taal nie. Wanneer jy die boodskap in tale bring nie, of iemand anders die uitleg daarvan bring nie. En onthou, dis 'n uitleg van die taal, dis nie 'n vertaling nie. Want mense sê vir my, die persoon het 'n paar woorde in tale gesê, en nou is daar net so 'n vreeslike lang uitleg. Of die persoon het so lank in tale gepraat, en nou is daar net so 'n kort uitleg. Hoe werk dit? Dan wil ek net baie eenvoudig vir u sê, dis 'n uitleg van die taal, dis nie 'n vertaling nie. En dan is dit ook so, ek ondervind dit somtyds, wanneer ek veral in swart gemeentes optree, en ek 'n tolk het, dan sê ek een sinnetjie, in Afrikaans of in Engels, en dan daardie tolk, 3, 4, 5 sinne nodig, om dit oor te dra aan die gemeente, om vir hulle presies te verduidelik waarvan ek nou praat. So onthou, dis nie 'n vertaling nie, maar dis 'n uitleg van die taal. Die ander tale wat die 120 op Pinksterdag gespreek het natuurlik, was vir hulle as sprekers onbekend. Maar van die ander Jode, van ander nasionaliteite wat daar was, sê die Bybel was verbaas om te hoor hoe dat hierdie disippels besig is om in hulle eie taal God te verheerlik. So met ander woorde, die disippels was nie besig om in Aramees God te verheerlik en te prys nie. Die ander mense was verbaas en verwonderd dat hierdie Jode wat Aramees praat, nou besig is om in hulle taal te praat. Parthers, Meders, Elamite, mense van Mesopotamië en van die ander gebiede. Hulle hoor hoe dat hierdie mense besig is om God te verheerlik in hulle taal. Handelinge 2 vers 7 en 8 leer van ons, en hulle was verbaas en radeloos, en het aan mekaar gesê, is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En ons hoor hoe elkeen in ons eie taal tot ons spreek. Ons hoor in ons eie taal hoe dat hulle God groot maak en vertel van sy wonderwerke. So hierdie mense hoor hoe dat hierdie Jode God verheerlik. Die 120 het nie die taal verstaan wat hulle gepraat het nie, of waarmee hulle God groot gemaak het nie, maar die ander was verbaas en verwonderd. En hulle het geweet dat hierdie klomp wat nou besig is om tale te praat, blykbaar ook nie 'n woord verstaan wat hulle sê nie, en daarom het hulle gesê hierdie mense is dronk. Nou jy sien, die mense wat gesê het hulle is dronk, is die mense wat hulle geken het en geweet het dat hulle Galileërs is en nie hierdie vreemde tale verstaan nie. En daarom het hulle gespot met hulle. So die buitelandse Jode het 'n ander ondervinding gehad. Vir hulle was dit 'n bewys van die bonatuurlike krag van God en van die ondervinding wat hierdie mense gehad het. Omdat hulle besig was om God te verheerlik in 'n taal wat hulle nie verstaan nie, maar die omstanders het daardie taal verstaan. En daarom dan, wanneer ons besig is om God te loof en God te prys, of om te aanbid, daar in ons binnekamer, of waar ons ook al beweeg, is dit nie nodig om die taal te verstaan wat jy bid nie. Want jy sien, jou gees is besig om te bid. Die Heilige Gees werk in op jou gees, mense gees, siel en liggaam,
Heilige Gees werk in op jou gees, en jy is besig om te bid in daardie taal. Jy hoef dit nie te verstaan nie, en daar hoef nie noodwendig 'n uitleg te wees daarvoor nie, want dit vorm deel van ons gebed en ons aanbidding. En dan is dit ook nie tot voordeel van ander mense of ons eie intellek nie. Want dit het niks met die intellek te doen nie, dit het met die gees te doen. God werk op die gees van die mens. Jou intellek reageer anders en jou liggaam reageer ook anders op hierdie spreekentale. Paulus sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Ander woorde, my intellek is onvrugbaar. Nou wil ek ook net byvoeg dat vir baie jare het ek die stelling nie mooi verstaan nie van hoe is dit nou moontlik dat my verstand onvrugbaar is, want my verstand moet tog die woorde gee en my verstand sien wat besig is om te gebeur. Wat die onvrugbaar eintlik beteken is dat my verstand dormant is. Dit kom nie uit my verstand uit nie. Ek spreek dit vanuit my gees. En mense wat nou gedoop is met die Heilige Gees spreek in tale, sal vir jou kan sê, dat baie keer praat jy daai taal so vinnig, wat hier uit jou binneste kom, want die woord van God sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Daardie taal vloei so vinnig, dis onmoontlik vir jou brein, om daardie woorde uit te dink en dan uit te spreek. En wat gebeur nou? Nou staan my verstand staan nou en kyk. Hy's 'n toeskouer. En hy kyk en hy sien en hy hoor hoe dat ek besig is om God met hierdie mond van my te verheerlik in daardie wonderlike taal. En wat gebeur meeste van die tyd? My probleem sit hier, ek noem dit altyd my ou doubting box. Hy kyk, hy sê nee, jy brabbel nou. Dis nie van die Here nie, dit werk nie so nie. Jy's nou sommer besig met 'n gebrabbel. Want u sien, kom nie uit hom uit nie, kom uit jou gees uit. Paulus sê, ek kan met die verstand bid, so as ek as Afrikaner bid ek met my verstand en ek bid in Afrikaans, of ek kan in Engels ook bid, en ek kan dan met my gees bid. En as ek in my gees bid, of met my gees bid, het die verstand niks daarmee te doen nie, want dit kom nie uit die verstand uit nie. So, omdat ek nie verstaan wat ek sê nie, of wat ek bid nie, kritiseer my verstand partykeer, myself. Ek is 46 jaar gered. Dank God die aand toe die Here my siel red, het God my kragdadig gedoop in die Heilige Gees, ek in 'n vreemde taal gepraat, wat nie geken het nie, wat niemand my ooit geleer het of so nie, dit net geborrel uit my binneste. Maar selfs tot vandag toe is ek so lekker in my motor ry en luister na 'n geestelike CD wat besig is om te speel daar, en ek sommer so saam sing in tale, of die Here so verheerlik in tale, dan sê hierdie ou verstand vir my, ag man, jy praat nou 'n klomp nonsens. Jy's nou sommer net besig om te brabbel. Dan sê ek vir hom, bly stil, niks met jou te doen nie, ek is besig om God te verheerlik, ek is besig om God te prys. Hoekom? Want ek is gees. So my raad aan jou is om jou verstand te ignoreer. En gaan voort om God te loof en om te bid in daardie taal wat die Here jou gegee het. Prys die Here daarmee. Die Heilige Gees en God die Vader verstaan die inhoud van ons gebedstaal. Want u sien, dis die Heilige Gees wat jou inspireer om in hierdie taal te bid. Ek hoef dit nie te verstaan nie. Dis net vir my genoeg dat God verstaan wat die Heilige Gees nou besig is om in my en deur my te bid. Te veel mense wil dit met die verstand uitredeneer. Te veel mense wil dit met die verstand kritiseer. En die probleem is, dan raak jy op 'n dwaalspoor. En dan begin jy hier in jou binneste probleme te kry, want Paulus sê die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En die twee staan direk teenoor mekaar, sodat jy nie altyd kan doen wat jy wil nie. Maar nou maak jy jou gees sterk deur te bid in die Heilige Gees. Want Paulus leer vir ons in Romeine 8 vers 26 en 27, hy sê, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En dan sê hy, en hy, daardie hy is God, wat die harte deursoek. God deursoek die harte, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat die hy daar, ook in hoofletters, is die Heilige Gees. Met ander woorde, omdat die Heilige Gees ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.
Jy sien, wanneer ek in Afrikaans bid, of miskien bid jy in Engels, gaan dit meestal van die tyd oor ek, my, ons. Ek noem dit altyd sommer die me, my en I gebed. Gaan oor my behoeftes, my omstandighede, alles wat met my gebeur, my vrou, my kinders, my werk, my besigheid, my bediening, en alles wat daarmee saamgaan. Maar wanneer die Heilige Gees bid, bid hy nie noodwendig me, my en I nie. Die Heilige Gees is besig om te bid ooreenkomstig die wil van God. En dikwels is dit nie die wil van God om daai presiese gebed wat jy net nou gebid het, nou te beantwoord nie. En die Heilige Gees tree in voor God, en God het sy tyd wanneer hy daardie gebed gaan antwoord. En daar's niks wat ons verhinder om die Here te vra vir 'n uitleg van die taal wanneer ons bid nie. Al is dit dan ook daar in jou binnekamer, want jy sien as jy in die gemeente bid, sê die woord van God, moet daar 'n uitleg wees. As daar nie iemand is wat uitlê nie, moet jy bid dat jy self die uitleg gee. En as jy dit nie kan gee nie, moet jy swyg en by jouself met God praat. Andersins moet daar 'n uitleg wees. Maar elke keer as jy in jou binnekamer bid, of elke keer as jy in tale bid, of God prys of loof in tale, is dit nie noodwendig dat daar nou 'n uitleg moet wees nie. Jy bid by jouself in daardie taal, en wat sê die woord van God? Jou gees word gestig of opgebou, al verstaan jy nie 'n woord wat jy bid nie. Jy ontvang met ander woorde die blessing. Paulus leer ons in 1 Korintiërs 14 vers 4, hy sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Met ander woorde, ek word in my gees opgebou, wanneer ek bid in daardie taal. Dis wat besig om te gebeur in my binneste. Heilige Gees bid tot God in my en deur my. Nou skrywe Judas vir ons in Judas 1:20, hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. So wat gebeur? Wanneer ek in die Heilige Gees bid of in tale bid, is dit besig om my gees te bou. Onthou wat ek in die begin gesê het, mense is gees, siel en liggaam. En onthou altyd hierdie verstand en hierdie ou liggaam is my gees vyandig gesind. So ek moet my gees opbou en stig dat my gees so sterk word dat hy beheer kan neem oor die begeerlikhede van die liggaam en dat hy beheer kan neem oor die grootsheid van die lewe en die begeerlikheid van die verstand en die begeerlikheid van die oë, sodat my hele lewe beheer word deur die Heilige Gees. Dan skryf Paulus vir ons, hy sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Galasiërs 5. Gaan kyk daarna. So wanneer ons in daardie vreemde taal bid, is ons besig om onsself op te bou en werk hy in ons binneste om vir ons te bless. Nou, die gebed in tale mag ook voorbinding wees vir ander mense of ander lande. Want jy sien die Heilige Gees wees om God se wil te bid. So ons het al gevind dat jy bid in tale of iemand bid in tale en dat daar iemand van 'n ander nasionaliteit is wat hoor hoe daardie persoon in tale bid en dan agterna gesê het, daardie persoon bid in my taal en daardie persoon was nou besig om in te tree vir my land. Ek dink byvoorbeeld aan 'n vroutjie wat in Indië gewoon het. Sy het 'n diens bygewoon, daar het 'n vrou in tale gebid, besig om God te verheerlik by haarself, terwyl die mense God verheerlik, en sy het gehoor hoe hierdie vrou bid in haar taal. Toe kom sy agterna, toe sê sy, hierdie vrou bid in my taal, maar sy bid die hoë dialek. Nie die gewone een wat ons praat nie, ek wil amper sê die mooi taal. En sy is besig om te bid vir my land, dat mense sal kom om my mense na die Here toe te lei. Maar hierdie vrou wat in tale gebid het dit nie verstaan nie. Sy het net in tale gebid en God verheerlik en sy het 'n blessing ontvang, maar eintlik was die Heilige Gees besig om vir daardie land in te tree. En partykeer tree God deur jou ook in vir situasies en vir mense en selfs vir ons eie land. Ons verstaan nie wat ons bid nie, maar deur die Heilige Gees word ons opgebou en gestig. Terwyl die Heilige Gees deur ons verander by God intree en voorspraak maak. So wees gerus. Ons verstaan meeste van die tyd nie wat ons bid as ons in tale bid nie. Maar ons ontvang tog die seën en die blessing daarvoor. Kom ons bid saam. Baie dankie, dierbare Vader. Al verstaan ons nie wat ons bid in tale altyd nie.
Sê ons vir U baie dankie, Heilige Gees, dat U in ons en deur ons bid en dat U ons gebruik as kanale en instrumente om in te tree, somtyds vir ander mense en selfs somtyds vir ander lande, probleme of situasies wat opduik waarvoor iemand nie bid nie. Want Heilige Gees, U ken die wil van God. Gebruik my dan as 'n kanaal om in te tree voor die Vader. Seën elke kyker om te besef, ons het God nodig elke dag van ons lewe. En as kind van die Here moet ons baie in tale bid. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mag die Here U baie ryklik seën.